Ons gesels vanoggend oor wat sê God vir ons oor hoop. Hoop. Wie van julle was 'n bietjie hopeloos hierdie jaar? Wie was daar gewees? So effens, net so effens daar. Ja. Een of ander tyd in een of ander situasie kom ons op 'n plekkie waar nood en omstandighede so 'n bietjie kom vat aan ons en ons 'n bietjie hoop verloor. Nie altyd sommer net so positief is oor alles nie. Die lewe druk baie keer en gryp so 'n bietjie en roei met jou en stoei met jou en dis maar hoe die lewe werk. Nou die belangrikste ding wat enige iemand, seker vir enige ander persoon wat in nood is of hartseer beleef of swaar kry beleef, die belangrikste ding wat ons vir mekaar kan gee is hoop. Hoop wat van God afkom. Nie mense hoop nie. Dit is baie keer net 'n ashoop, of baie is dit 'n hand se hoop, of wat ook al jy dit wil noem, maar God se hoop, né? Die hoop wat van die Here afkom. Dis 'n ontsaglike groot geskenk. En dis wat Vader kom doen het, toe hy Jesus aarde toe gestuur het. Dis wat Jesus kom doen het, toe hy hiernatoe gekom het. Hy het vir mense kom hoop gee. Hoop op lewe. Hoop op uitkoms. Want hy het dit moontlik gemaak dat ek en jy so na môre kan kyk en dink, môre kan oukei wees. Dat ons na volgende jaar kan kyk en sê, man, volgende jaar gaan oukei wees. Ek gaan dit maak, want daar's hoop in my hart. En sommige van ons het nog meer hoop en ons sê, ek gaan dit nie net maak nie, ek gaan dit magnifiek maak. Ek gaan dit groot maak. Wie sê hulle? Gaan groot, né? So, wie van julle gaan volgende jaar groot gaan? OK, die ander moet nou nog eers bykom. OK, ek het nou met hierdie kant gepraat, ek moet nou eers met hierdie kant praat. So, wie van julle gaan groot gaan? Ek sukkel regtig met julle. Johannes 3 vers 17. Want God het sy seun in hierdie wêreld gestuur. Nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Dis wat ons doen wanneer ons na Jesus kyk. Die een wat bereid was om sy lewe af te lê, sodat ek en jy kan lewe. Sodat ons kan hoop hê vir 'n beter môre, miskien sommer net vir 'n beter vandag. Sê vir Annelien en ek gesels so, Annelien dis nou my vrou, ons gesels so in hierdie week, dit lyk of dit 'n moeilike Desember is. As ons nou kyk na al die trauma en hartseer en verliese en pyn wat mense beleef, net in hierdie tydjie, hier in en om ons. Dit voel soos of die jaar nie op 'n goeie manier afsluit nie. Vir sommige van ons, ja, is 'n goeie en 'n mooi jaar, vir ander is dit 'n jaar met hartseer en pyn en ja, daar's mense wat deur moeilike goed gaan nou. Want dis hoekom Jesus gekom het. Dat binne in ons moeilike goed, ek en jy nog steeds met 'n hoop hier binne in ons harte kan sit en daarin kan vashou. Augustinus het gesê daar's 2 dinge wat die menslike gees doodmaak. Dis of wanhoop of is valse hoop. Dis die 2 dinge wat die mens se gees doodmaak. Wanhoop of valse hoop. En in al 2 hierdie dinge spesialiseer die vyand. Ja, hy is baie goed daarmee om wanhoop in ons harte te sit. En nie net wanhoop nie, vals hoop. Jy weet, vals hoop sê ek vertrou op iets anders. Ek vertrou op iets wat nie gaan deurkom nie. Soos onsself.
Weet, ons sit baie keer vertroue in onsself en ons weet net, man, ons gaan dit nie maak nie, want onsself is nie altyd so baie goed nie. Ons sit ons vertroue in mense en in omstandighede, en miskien in ons geld, of in ons werk, of in die toekoms, of die ekonomie, maak nie saak nie, ons sit ons hoop daarin. Dis valse hoop. So ek en jy het net hierdie hoop, sy naam is Jesus. En ons hou vas aan hierdie hoop, want dis hy wat ons deurtrek en ons deurdra. So, wat sê die Here vir ons oor hoop? Hy sê, hoop is die verwagting dat daar antwoorde of oplossings vir ons probleme is. En dat ons behoeftes wat ons het vervul sal word. Nou julle sal mooi sien dat ek nie sê ons begeertes nie, ons behoeftes. Dis die belofte. Ek sal julle behoeftes. Hy sê ons kan ons begeertes aan hom bekend maak. Maar wat waarborg die Here vir jou en my? Voorsiening in ons behoeftes. Hy kom gee antwoorde waar ons vrae het waarmee ons stoei en hy kom seën ons met oplossings, met genade en barmhartigheid in hierdie lewe, in alles wat daar is. Romans 15:13 says, "And may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that the power of the Holy Spirit so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope." Wat bring hoop in jou en my lewe? Kyk hierso, as jy nou wil weet of iemand hoop verloor het, kyk na hulle gesigte. Is dit nie so nie? Stamp gou hierso en sê net, hy praat nou met jou. Van jou. Kyk net na die gesigte, hulle hang so. En ek hoop nie hulle hang so as gevolg van gisteraand se ete nie, of die goed wat saam in die ete gegaan het nie. Maar hulle, jy weet, hopeloosheid kom steel vreugde. Dit steel joy, dit vat dit weg uit ons hart uit, dit steel vrede. Jy het nie vrede nie, hier in jou hart is die hele tyd so 'n ding wat draai en roer met jou en stoei met jou. Jy voel hom, hier is hierdie knoppies op jou, hierdie senuwee dingetjie wat so draai. Jy weet mos nou, soos voor 'n groot eksamen. Né? En baie van julle wat nou hier so sit, dalk kyk nou na volgende jaar en sê, weet jy wat, hier's 'n ding wat so draai hier binne as ek dink aan volgende jaar. Nou van julle het nou klaar gemaak met skool en julle gaan universiteit toe. En dan, dit maak so, jy is opgewonde, maar jy is op jou senuwees. Van julle is klaar met universiteit en jy moet 'n werk kry. Daar's so baie goed wat veroorsaak dat ons wanhoop kan hê. Maar binne in Christus, binne in die Here is daar vreugde en blydskap en hoop. So, draai na hom toe, daar's nie 'n ander plek nie. Moenie jou eie hoop en jou eie joy probeer skep nie, jy gaan dit nie kan maak nie, jy kan dit nie volhou nie. Ek sê vir jou, so 'n breinbotteltjie se joy hou net so lank. En dan is dit nie eens lekker joy nie. En môre betaal jy die prys. En party van hulle vat hom nog kleiner, dan sê hulle die joy kom in sulke pakkies, maar hy hou ook net so lank. So daar's nie joy daarin nie. Jy weet, jou beursie kan net soveel note invat. Dis nie goed wat vreugde bring nie, net Jesus bring vreugde. Hy sê vir ons, God sê vir ons om deur moeilike tye te gaan, beteken nie dat God ons verlaat het of dat daar geen hoop is nie. Weet julle wat, dis die eerste ding wat die vyand vir jou en my kom sê. Waar is die Here? Dis die eerste vraag wat ons wil vra wanneer die krisis en die trauma ons tref, is om te vra, waar is God? Hoekom was hy nou in hierdie hele storie? Waar is hy? Wanneer ek stoei met daai hoop hier binne in my en dit weg is en my omstandighede is nie lekker nie. Dis nie omdat God nie daar is nie. Weet jy wat? God is teenwoordig absoluut 100% in elke situasie wat jy beleef. As jy 'n kind van God is, waar woon hy? Hier binne.
En omdat hy hier binne woon, weet hy alles wat jy beleef. Wie van julle is ma's en pa's? Mamas en papas. Okay, hier is 'n klomp van ons. Kom ek vra gou vir jou. As jou kind voor jou staan en hy trane loop hier oor hulle oë as gevolg van hartseer, hoe voel dit hier binne? Draai jy net om en sê nee, sort jouself uit. Ek het nie lus vir hierdie storieetjie nie. Nee, jou hart gaan na hulle toe. Hoeveel te meer 'n volmaakte Vader wat deel is van ons lewens, vou hy nie ons toe in elke omstandigheid nie. Hy weet wat jy deurgaan. Hy is intens bewus van elke situasie. So, hou jou hoop gesetel in daai ene. Romeine 5 vers 3 tot 5 sê hy, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge. Omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Hy sê, die hoop sal nie van jou af wegwyk nie, dit bly daar. Hoekom? Want dit is vasgemaak aan 'n persoon, nie 'n emosie nie. Hoor julle wat ek sê? Dit is vasgemaak aan 'n persoon, en die persoon is Jesus. Dit is nie vasgemaak aan hoe, weet ek staan vanoggend op en is die verkeerde voet uit die bed uit, en nou is ek nie lekker nie. Die lewe is nou de mekaar vanoggend. Dan sê ek klim terug en klim aan die ander kant van die bed uit. Dan gaan jy dalk beter voel. Dis emosies. Emosies kan enige plek toe gaan. Maar Jesus is en bly dieselfde Here. Hy's onveranderlik. So ek kan aan hom vashou. Hy is die bron van my hoop. Hy is die bron van my vreugde. Julle het almal al gehoor van hierdie oom, Ludwig van Beethoven. Een van die bekende komponiste wat daar is en groot werk gedoen. Toe hy so begin 40 is, toe begin hy doof raak. So in die helfte van sy 40er jare, toe is hy heeltemal doof. Kan hy niks meer hoor nie. Met ander woorde, jy staan agter hom en praat met hom, ja, hy kan jou nie hoor nie, en daardie tyd was daar nie oorfoontjies nie. So hy kon nie eens iets insit om hom te help nie. Hy was heeltemal stokdoof. En in daardie tyd, 1824, skryf hy die 9de simfonie, terwyl hy heeltemal doof is. Hy kan geen geluid hoor nie, nie een noot nie. Hy skryf die 9de simfonie, die laaste deel van die 9de simfonie is word deur die hele wêreld, mense wat baie slim is met hierdie goed gesê, dis die grootste musiekstuk wat nog ooit geskryf is, The Ode of Joy. En hy skryf daai hele musiekstuk vir 'n volledige groot simfonieorkes, sonder om een woord of een geluid te hoor. Hy kan self nie op 'n noot druk en sê, okay, dis die regte noot nie. Hy skryf dit. Hy gee dit vir die mense, hy dirigeer daar die hele stuk. Toe hulle dit nou opvoer vir die eerste keer, en hy staan daar, en toe die Ode of Joy klaar maak, daai note wat so magnifiek is. Ek wou dit speel, maar dog ek nie, dit gaan rof wees. Maar daai note kom so deur. Dis 'n ontsaglike stuk musiek. Gaan luister dit, jy kan dit op YouTube gaan luister. En terwyl dit so klaar maak, toe spring die mense op. En hulle juig en skree, en weet, hulle is verskriklik opgewonde. Hierdie is die beste musiek wat hulle nog ooit gehoor het. En hy staan en kyk vir die mense, vir sy orkes. En iemand, sy violis, die hoofviolis, staan op en vat hom in die arm en draai hom om, laat hy kan sien die mense juig. En uit dit wil ek net gou die volgende woorde vir jou sê. So onthou nou net hierdie stukkie storie. Dan sê ek nou die volgende vir jou. You may not feel the joy yet. You may not hear
the answer to your prayer. But the song is still true. The promise is still unfolding. Even in your silence, God is composing something beautiful. So, in this moment, in your life, I say this to you. God is composing something beautiful for you. Jou omstandighede is dalk so dat jy dit nie hoor nie. Jou situasie het jou doof gemaak. Die druk van die lewe het jou doof gemaak. Die Here sê moenie worry nie. Daai lied is ek besig om te skryf vir jou. Dis hoop. Dis wanneer ons dit vat en ons maak dit vas in ons, dan sê ek, Here, ek het hoop want U is. U is. Jy sien, wanhoop leef in sonde. En as sonde oor ons heers, is wanhoop deel van ons. Maar ons het hoop vir vergifnis, ons het hoop vir die verwydering van ons sondes, van herstel van sonde se effek in ons lewens. Sonde is deel van hierdie wêreld en weet jy wat, as jy met sonde in jou hart en jou lewe rondloop, as jy vanoggend hier sit en jy is nie 'n kind van God nie, kan jy nie hoop hê nie, want jy het net hoop op verganklike goed. Jy het hoop net op goed wat verbygaan. Inteendeel, jy het eintlik geen hoop vir die ewige lewe nie. Jy het geen hoop vir hierna nie. En Jesus het dit kon moontlik maak dat ek en jy daai hoop sal hê, that we can have that hope of forgiveness of sins. Daniel 9 verse 9 says, to the Lord our God belongs mercy and forgiveness, for we have rebelled against him. En dis wat rebellie teen God bring, wanhoop. Dit bring daai plek verwyder van vervulling af, man. Maar hy het gekom dat ek en jy redding en verlossing en vrymaking kan beleef. Uit sy hand uit het hy dit vir ons gegee. Die enigste waarbron van hoop is God self. Ons sterkste rots, ons toevlug, die een na wie toe ons kan hardloop, ons teenwoordige hulp in moeilikheid. Nou, hy sê nie, a very present help in trouble. In die Engels, very present. Nou, hoe voel jy as jy very present is? Dis amper soos ek sit nou op jou skoot, dan weet jy ek is very present. Dis dit nie. Nou dis hoe teenwoordigheid, dis wie hy is, dis wie die Here is. Psalm 62, 5-8 sê hy, hulle hou raad om hom van sy hoogte af te stoot. Hulle het 'n beha in leuns, maar hulle mond seën, met hulle mond seën hulle, maar met hulle binneste vloek hulle. Wees net maar stil tot God my siel, want van hom is my verwagting. Sekerlik, hy is my rots en my heil, my rotsvesting. Ek sal nie wankel nie. God is my heil en my eer, die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Weet jy wat, mense kan teen jou opstaan en hulle kan sê van jou wat hulle wil en oor jou wat jy wil. Kind van God, jy het 'n plek waar jy veilig is. Mense kan teenoor jou optree en kan goed doen, maar jy het 'n plek waar jy veilig is. God is ons rotsvesting. Hardloop na hom toe, klim op daai rots, staan op hom, weet hy's altyd daar. Adoniram Hudson het gesê, die toekoms is so helder soos die beloftes van God. Dink gou mooi daaroor. Die toekoms is so helder soos die beloftes van God. Maar dan moet jy in die beloftes glo. Meer nog, jy moet in hom glo wat die beloftes gemaak het.
Dis hoop. En jy kan die Bybel gaan vat, en jy kan nou gaan lees, hoeveel beloftes is daar? In Christus is hulle almal ja en amen. En dis vir my, dis vir jou. Jy kan in jou omstandighede gaan, en jy kan die woord oopmaak en sê, Here, wat sê U vir my? En ek kan hierin lees, en ek sien sy beloftes, en ek sien wat hy oor my dink, en ek sien hoe hy oor my voel. Maar weet jy, dit het net waarde, dit bring net hoop, as ek glo in die een wat dit gesê het. Ek het dit al baie keer gesê, kyk, as ek vir jou 'n belofte maak, né, is die moontlikheid daar dat ek die belofte kan breek. Ek is 'n mens, maar net soos alle mense. Maar God kan nie sy beloftes breek nie. Hy kan nie, want dit is sy wese. So vertrou hom, elke belofte in die woord is waar. Jy kan hom vertrou daarvoor. Mense wat op God staat maak vir wysheid en vir krag en vir hulpbronne, sal vind dat hy 'n veilige anker en 'n hoop is. Dis wie hy is. Het jy regtig iets nodig? Het jy nodig dat die Here vir jou voorsien? Miskien het jy in hierdie jaar jou werk verloor. Miskien het jy nodig dat die Here finansiëel vir jou deurkom. Miskien het jy nodig dat hy vir jou voorsien, blyplek. Dit maak nie saak nie. Hy is 'n God wat voorsien. Ek en jy kan in geloof na hom toe draai. Miskien het jy genesing nodig. Miskien het jy aanraking nodig in verhoudinge. Maak nie saak nie. Vertrou God. Sit jou hoop op die bron van alle lewe en krag en sterkte. Jeremiah 9:23-24 says, "Thus saith the Lord, let not the wise man boast in his wisdom, let not the mighty man boast in his might, let not the rich man boast in his riches, but let him who boasts boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord." You must look at this verse. He says that he understands and knows me, that I am the Lord. Dis waar die bron van jou en my hoop lê, die feit dat ek hom verstaan en ek hom ken. En ek weet dat ek weet hy sal vir my deurkom. Dat ek weet hy gaan my nie eenkant stoot nie. Dat ek weet, maak nie saak wat gebeur nie, my God is daar vir my. Dis wie hy is. Dis my vertroue is in hierdie Here, hierdie Skepper, hierdie Almagtige. En is hom wat ek my hoop sit, aan hom hou ek vas. Darren Statler said, hope in God's promises doesn't deny reality. It just refuses to let reality have the final say. Ja, ons is so maklik, né, dat ons kyk in ons omstandighede. Jy kyk na hierdie goed wat wanhoop vir jou bring, wat jou vreugde kom steel, en ons staar ons vas daarteen. God is groter as dit vandag. Die koning is meer as dit. Hy's groter, sterker, meer heerlikheid en krag as wat ek en jy ooit in ons lewens sal benodig. Dis wie die Here, ons God is. Hy's 'n God van hoop. Sit jou hoop in die een wat dit kan doen vir jou en wat kan deurkom vir jou. As gelowiges in Jesus het ek en jy 'n gewaarborgde hoop in die toekoms, dat ons 'n toekoms het, nie net hier nie, maar in die ewigheid. Julle klink baie lekker gelukkig oor die ewigheid. Is daar iemand wat wil sien uit na die ewigheid? Of wag, is julle ook van die tipes wat sê, Here, jy kan kom maar net na die vakansie? Of is daar regtig 'n joy wat sê, Here, ons sien uit na u koms. Ja, ons sien uit daarna, want ons weet ons het 'n ewige hoop. Maar net as jy 'n kind van God is bygesê, dan het jy die ewige hoop. Dan is dit in jou hart en in jou lewe. In Titus 3 vers 5-7 lees ons die volgende. Hy sê, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing van deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons geregverdig
deur sy genade erfgename kan word, ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Man, Jesus het na hierdie aarde toe gekom spesifiek hiervoor. Dis waarvoor hy gekom het. Hy het gekom sodat jy en ek 'n lewe kan hê. En nie net lewe nie, dat ons saam met daai lewe hoop kan hê. 'n Hoop vir môre en oormôre, maar nie net vir môre en oormôre. 'n Hoop vir die ewigheid. Ons hou vas daaraan. Eendag, as die Here vir ons kom haal, as tyd verbygaan, dan sal almal van ons, soos my kleinseun sê, oupa, ek wil nie nou al opgaan nie. Dan sal ons almal opgaan om by hom te wees. Want ons ewigheid is verseker. Kind van God, jou ewigheid is verseker. Maar ek en jy het nie net hoop vir die ewigheid nie, ons het hoop vir vandag. Ek het hoop vir môre. Ek het hoop vir oormôre. Want my Jesus leef. Hy is 'n werklikheid. Hy is die koning van die konings. Jurgen Moltmann sê die volgende, hy sê mense kan hoop hê vir die toekoms as hulle die moontlikhede van môre ernstig opneem en hulle nie laat vasbind aan die slegte rekord van gister nie. Die jaar is nou amper verby. Dit klink amper soos 'n nuwe jaarsboodskap hierdie. Die jaar is amper verby. Nog net so 'n paar dagies oor. Ons weet nie wat die res van hierdie jaar inhou nie. Maar miskien sit jy vanoggend hier en jy kyk terug na die jaar wat verby is en dit is nie vir jou 'n lekker jaar gewees nie. Dit is nie 'n mooi jaar gewees. Dalk 'n jaar van verlies, 'n jaar van hartseer en pyn, 'n jaar waar goed nie uitgewerk het soos wat jy gehoop het nie. 'n Jaar waar dinge net skeef getrek het en jy voel dit. Moenie laat dit wat in hierdie jaar met jou gebeur het, jou hoop vir môre steel nie. Want Christus, ons Here, is en bly dieselfde Here. En hy was met jou in hierdie jaar en hy sal met jou wees in die jaar wat kom. En ons sit ons vertroue en ons hoop in hom. Ek sluit af met hierdie versie, Romans 15:13. May the God of all hope fill you all of you with all joy and peace in believing, so that the power of the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. En dis my gebed vir jou, dat die Here jou sal toemaak, and by the power of the Holy Spirit, that you may abound in hope. Kom ons maak ons oë toe. Kom ons maak ons oogies toe. Wie van julle wat hierso sit, het so 'n bietjie 'n skepie hoop nodig? Miskien voel jy so 'n bietjie leeg wat hoop aanbetref. Ek wil vir jou bid. I want to pray for you that by the power of the Holy Spirit, you will again abound in hope. Ek wil graag saam met jou bid. So as jy wil ek met saam met jou bid, as die Here met jou praat, staan gou op jou voete. Al wat jy sê is, Here, ek het so 'n skepie hoop nodig. Eintlik het ek 'n groot hoop nodig. So kom vul my. Staan gou op jou voete. Dis 'n eenvoudige uitnodiging, jy weet wat ek sê. Al wat jy sê is, Here, ek vertrou U. Ek vertrou U. Sit my hoop op U. Vir my liggaam, vir my omstandighede, vir my familie, vir my werk, vir my toekoms. Ek het U hoop nodig, Here, kom vul my. Kom vul my met U hoop. So wil ek saam met jou bid, staan gou op. Ek gaan dit nie uittrek nie. Vader, ek sien elke man en vrou wat voor U staan. Ek ken hulle harte, ken hulle wese as mense. U weet, ken hulle omstandighede. Want U is nou by hulle betrokke, Here, deel van hulle. Dankie.
Dat U ons nie los nie, maar dat U by ons is en in ons is en met ons deel en met ons werk. And by the power of the Holy Spirit, I pray, Father, that You fill them with Your hope. Here, dat U die moedeloosheid en die hopeloosheid en alles wat vreugde en hoop kom steel by hulle, sal stop in Jesus naam en vul hulle met U vrede en vul hulle met U hoop. Elke hart, dat in daardie harte die besef sal opstaan, Koning Jesus is in beheer. Hy stap saam met my die pad. Hy hou my hand en ek kan aan hom vashou en hy gaan my nie los nie. Hy's deel van my lewe, elke sekonde, elke oomblik. Ons kom staan voor U en vra, vul hulle met U hoop. Dis wat ons bid. En ons dank U en eer U daarvoor in die naam van Jesus, die koning van alle konings bid ons dit. Amen.